Dag sê, dankie en welkom terug by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greig. Vandag is Maandag die 27ste Julie 2026 en 'n bietjie later in ons program vandag sal Brian Menango en die Sportrap span vir ons lekker rugby hoogtepunte van die afgelope naweek kom bring. Voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt bietjie die nuus bespreek en ons loer ook by die weerkantoor in. So bly by ons, kom ons klets lekker saam hier op Klets Kompas. Welkom terug, nou is dit tyd om te kyk na die nuutste nuus uit Republican se binneblaaie vir môre en om my te help om dit bietjie te ontleed en uit te brei daarop is Irene Marie van der Walt. Hoe gaan dit, Irene? Dit gaan goed, ek ontleed is dalk 'n bietjie van 'n sterk woord as dit by my kom, maar ek sal my bes probeer. Ten minste kan jy jou opinie met ons deel, dankie. Ja. Daar is 'n storieetjie oor Meetco se geldsaake. Ja, so daar is 'n ouditeursverslag oor Meetco vir die jaar wat eindig op 31 Januarie 2026. So dit is dan nou natuurlik presies 'n jaar voor dit. En dit toon basies dat as die regering nie vir Meetco geld gegee het en vir Meetco ondersteun het, dan nou as sy aandeelhouer nie, sou Meetco na raming 'n verlies van 109 miljoen Namibiese dollar gemaak het. So is dit in die tydperk met toe die vorige uitvoerende hoof daar was, die een wat die kabinet nou onlangs gesê het sy pleintjies moet kry. Ja, dis 31 Januarie 2025 tot 31 Januarie 2026 nou vroeër hierdie jaar. Ja, Meetco sê nou weer, luister, moet nou nie te naby kyk nie, jy weet as jy enige skildery van te naby kyk, gaan jy net 'n kolblou sien en hulle sê hulle word ondersteun deur aandeelhouers wat dan nou die regering is basies. En hulle sê, jy weet, ons moet dit nie van te naby bekyk nie, hulle het wel 'n wins gemaak. Okay. Jy weet, op papier. Op papier het hulle wins gemaak, maar was dit nie vir daardie jaar ondersteuning van die regering nie, sou hulle 'n verlies van 109 miljoen Namibiese dollar gemaak het. Weens verskeie redes, onder meer natuurlik die droogte tydperk, daar's minder diere wat geslag word, daar is minder diere in die algemeen. Maar hoekom dit so belangrik is dat hulle daai verlies sou gemaak het, is omdat die regering nie in die vooruitsig het om weer vir Meetco geld te gee nie. Ek sien. Jy weet, so dit is waar my rooi ligte so 'n bietjie begin afgaan is, okay, as die regering volstoom van plan was om weer vir Meetco geld te gee, dan okay, great, Meetco, doen wat julle moet doen om te oorleef, ek is bly vir julle, maar waar daardie ondersteuning, finansiële ondersteuning van die regering wegval, waar laat dit dan vir Meetco? Ja, en 100 miljoen is nie klein geld nie. Dit is kommerwekkend, maar ons hoop maar vir die beste. Ja. Vir Meetco. Nog 'n baie interessante storie wat ook in Môre se Koerant is in verband met die onlangse staatsonderneming Spele wat langs die kus gehou was. Daar was baie druk op die beskikbare verblyf vir die honderde staatsondernemingsbeamptes wat deelgeneem het. En blykbaar is daar 'n twis tussen NAMPA, die nuusagentskap, en 'n verblyfsagent wat nie kon slaag daarin om betyds hulle se verblyf te verseker nie. En as gevolg moes daar menslike hulpbron beampte
meer as 13.000 uit sy eie sak betaal. En die geld eis hy nou by hierdie agent. En tot dit terugbetaal is, dis nou boonbehalwe of 26.000 sê die agent of 29.000 sê Nampa wat hy ook die onderneming skuld. Tot hy dit terugbetaal, hou Nampa sy voertuig. Sy persoonlike voertuig. Ja. Maar hulle het besluit omdat hulle 'n ooreenkoms onderteken het, sal hulle nie 'n saak by die polisie hangend maak nie. Wat dink jy daarvan? Ek wil net weet hoe skuld hy vir Nampa die 23.000, 29.000, waar kom daai skuld vandaan? Weet ons? Kyk, blykbaar het Nampa geld in sy rekening betaal om nou vir die verblyf te dek. Hy noem ook dat Nampa se mense op die laaste nippertjie verblyf wou probeer reël. En dit het natuurlik tot hierdie situasie gelei. Hy het gesê op sekere tydstip moes hy onmiddellik spring om te verseker dit wat toe beskikbaar was gekry word, want as hy nog 'n uur gewag het, dan is dit aan iemand anders voorsien. En gesê dat daar was ook verblyf wat hy reeds verseker het wat nie vir Nampa se beamptes en werknemers voldoende was nie. Hulle was nie gelukkig met die gehalte van die verblyf nie en het iets beter geëis. So dit is 'n baie interessante storie, maar ek dink die eerste punt van my sienspunt af is die spele is jaarliks en dit word vooraf beplan. Die datum daarvoor word maande vooraf bekend gestel. Ja. En as jy as onderneming weet jy stuur hele groep mense, dan kan jy mos vooraf jou verblyf verseker. Ja, my vraag gaan dan nou weer om die spele self, jy weet, en Nampa se deelname daarin. En dalk is dit nou omdat ek op universiteit is en verskriklik baie praat oor die media, onafhanklikheid van die media, daai tipe ding, maar is dit werklik gepas? Want ons weet Nampa is staatsmedia, jy weet, maar terselfdertyd is dit een van daai dinge wat ons nie aan onsself wil erken nie, is dat staatsmedia gewoonlik reg oor die wêreld, nie net in Namibië nie, in Suid-Afrika en in die res van Afrika en die hele wêreld. You don't bite the hand that feeds you, jy weet. So staatsmedia het gewoonlik 'n sekere, ek wil nie sê agenda nie, maar hulle het 'n sekere trant wat hulle volg, jy weet. En daai trant is gewoonlik nie krities van die regerende party en die regering nie, jy weet. So in 'n land waar veral met ons agtergrond met Hage Geingob wat al baie sterk probeer het om daai streep of nou nie baie sterk nie, maar probeer het om daai streep te trek en te sê luister, staatsmedia, julle moet as 'n media entiteit, as 'n onafhanklike media entiteit funksioneer. En net 'n paar jaar na Hage Geingob het ons vir Nampa wat aan 'n spele deelneem met ander staatsondernemings, is dit regtig gepas? Dis 'n interessante vraag, maar ons sal maar ons lesers los om hulle eie leeswerk te doen en dan hulle eie gevolge te trek. Dis dan dit vir ons nuussegment. Baie dankie Irene en baie dankie julle. Bly by ons, net hierna is ons terug met lekker weer inligting. Dit voel 'n bietjie warmer hier in Windhoek, al het ek my bytjie aan. En natuurlik die rugby, die sport wat nog voor lê. Bly by ons, sien nie nou net. Do you like traveling? Do you like to experience new places? Well, then you should tune into On the Rock, where we explore enjoy establishments all over Namibia and South Africa. Great food, great fun, and so much more. So be sure to mark your calendar as we explore the beautiful landscapes of Namibia at the various enjoy establishments. And where we also get to go on game drives, different activities, and meet the awesome staff of the different establishments. We will see you there.
Watch On The Rocks every Monday at 9 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Welkom terug en soos ouer gewoonte hier op Klets Kompas, is dit weer eens tyd om in te loer by die weer. Kom ons sien wat het Dinsdag 28 Julie 2026 vir ons in ag van die weer. Op Katimamolelo verwag ons sonskyn, eintlik sonskyn al die pad vir al hierdie volgende dorpies. Katimamolelo dan van 10 af tot op 28 grade verwag, Rundu vanaf 9 tot op 28, Enhana vanaf 12 tot op 30, Oshakati vanaf 13 tot op 29, Ruakana vanaf 13 tot op 30, Chumik vanaf 14 tot op 27, Otjiwarongo 11 tot op 26, Omaruru 12 tot op 28, Windhoek vanaf 10 tot op 23, Gobabis vanaf 10 tot op 25 te staan vir môre. Ons verwag sonskyn al die pad. Verder op Henties Bay ook sonskyn daar vanaf 15 grade tot op 24 verwag. Swakopmund vanaf 14 tot op 18, Walvis Bay vanaf 15 tot op 23, Rehoboth vanaf 12 tot op 25, Mariental vanaf 13 tot op 27, Keetmanshoop gedeeltelik bewolk daar en ons verwag die temperatuur sal tussen 16 en 27 wissel. Aranos vanaf 13 tot op 26 sonskyn ook op Loedrits vanaf 15 tot op 27, Arnhamsvlei sonskyn vanaf 14 tot op 29 en Oranjemund verwag ons bietjie gedeeltelik bewolk te weer daar vanaf 12 tot op 17 grade. Dis dan vir Dinsdag 28 Julie. Aitsa is 'n echt Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneof2.com as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Daar sê welkom terug en nou is dit tyd vir 'n bietjie sport. Brian Manango en die manne daar van Sportrap bring ons rugby. Dit was FNB Wanderers wat 'n spannende oorwinning 33-31 oor FNB Grootfontein behaal het. Hier is 'n paar hoogtepunte van daai wedstryd, as ook eksklusiewe onderhoude met afrigters en spelers. Daarna sal ons ook net loer na die huidige NRI Premier Liga puntestand om te sien wie is in die meedinging om 'n plek by die halfeindronde te kan behaal. Geniet dit. Welcome back. Just catching up on the highlights. During the first half, highlights. Just look at that massive try from Grootfontein, Rudy over to Lorenzo at the Lebluchi knock-on. Grootfontein has the advantage. And number 13 of... just look at Vickers' first try. Offloaded to Rudy. Rudy has the advantage, scores his first try. Let's look at the conversion. That should give me 7. They managed to get that 7 points on board while Wanderers was leading during the first half. And they have another advantage, a great breakthrough from the number 9. And then they gave it, number 9 gives it over to his player and scores a brilliant try. Grootfontein's supporters, the substitute was quite happy there, and they managed to get that. Let's wait for the conversion. Just look at that happy face. He managed to kick it over without missing.
Just look at AJ creating those wonderful skills inside, outside. He didn't manage to score a try, got tackled out. Just look at that pick up and drop in the mall. Wanderers managed to have the advantage. The number 10 breaks through. Vickers didn't manage to stop him. And that was a great try from him. His own try with... Let's wait and see if he can manage to catch up with his own conversion as well, which is 2 points. He didn't manage to kick that one over. So... That was the full-time score, 33-31 in favor of Wanderers. Managed to win at home. Till next time. 14-14 halftyd geweest, maar vertel my 'n bietjie van jou kant af, hoe was die game vir julle? Ja, Bram, baie dankie. Ek dink ons het geweet hierdie week in ons voorbereiding, ons geweet wat wag met Grootfontein vir al hulle vaste fasette, hulle mauls, hulle scrums, hulle lynstaande. Ek dink ons voorbereiding hierdie week was baie goed geweest. En ek dink ons vandag kan ons op ons voorspelers, die vaste fasette was baie goed. Ek dink dis waar ons gedomineer het. Yes. En dit het gemaak dat ons die wen op die einde van die dag kon kry, ja. Okay. Paar loshande, slippery hands daar in die game, julle kon opkanse wat julle kon gekapitaliseer het. Ek sien daar Jalen was nie so fokus in die game nie, maar baie belangrik om die punt op die tellbord te kry vir julle in hierdie game. So vertel my, wat is die volgende stap na hierdie? Ek dink dit is 'n mix tussen die ervaring en die jong spelers. En ons is besig om te bou. Ek dink van waar ons was die begin van die seisoen en waar ons nou is 'n groot step up en 'n baie groot verbetering. So ek dink van ons kant af ons vertrou in die proses en ons weet dit gaan nie in een dag gebeur nie. So van ons kant af is ons geduldig. Baie foute en baie dinge om aan te werk. So ek meen daai dinge maak seker dat ons volgende week weer harder werk vir die volgende game. Okay, sterkte met die volgende game en congrats. Baie dankie, ek waardeer dit. Okay, cool. Okay, ons wag om te hoor van Grootfontein se kaptein af. Mooi gespeel. I mean, eerste helfte was dit 14 gelyk op, maar julle het die game gehad, voel ek. Vertel ons net 'n bietjie hoe die game vir julle geloop. Ja, overall wil ek sê vir Wanderers sê fucking well done. Sorry vir die taal, maar vir Wanderers sê well done. Die game was 'n goeie spirit gespeel. Hulle het verdien, hulle het op die oomblik net op die laaste tyd meer gehad het. Maar het ons die hele land weer gewys. Hulle het 'n kwaliteitsspan, kwaliteit coaching. Ons kom met 'n moeilike omstandighede uit. En die game was eintlik ons game geweest. Ons het dit self vir onsself gekos. Maar wys my nou, ek vir die karakter wys vir my span. Eintlik voel hierdie vir my soos 'n wen. So ek wil net al credit sê vir die groot man daarbo wat altyd vir ons die geleentheid gee. Ja nee, Vickers, ek kan saam met jou stem. Ek is ook baie happy. Regardless van die result. Ons het vir Chitukana verloor. Ons het vir Lazarus ook verloor in die span in. Maar hoe trots is jy op die boys wat nou opgedag het om die spasies te vul in die span? En teenoor het die manne gewys. As jy daar speel jy en jy kry hoendervleis. Die talent is in die noorde, bulle. Die talent is in die noorde. Ek hoop net die mense begin dit raak sien. Talent is daar. Dankie vir jou tyd, Vickers. Dankie. Okay. Daar hoor julle van FNB Grootfontein se kaptein af. 'n Taffe wedstryd gewees, 'n goeie wen vir Wanderers, maar soos hy sê, vir hoe Grootfontein gespeel het met die depth wat ons het. Julle ken ek is 'n groot Grootfontein, ek sal altyd op my kant wees. Like professionalism word eers een kant gesit as dit kom by Grootfontein. Maar ja, 'n groot game vir ons gewees, maar congrats aan Wanderers, goed gespeel, opgedag en baie goed gewen. Baie belangrike punt op die tellbord. Maar van ons af hier in studio, die was onze laaste game vir die dag. Ons sien julle weer volgende week. Die was deel van die broadcast. Tune in op ons wrap-up show wat nou aankom. Is 'n show waar ons op ander goed te gaan fokus. Ons is die NSSR Premier League wat ook aan die gang was in Oudtshoorn hierdie naweek. Ons gaan ook 'n bietjie daar uitcheck, maar van Brian Monango af en van die Sport Trap span af. Tot ziens. Well, that was Coach Cameron Langenhoven, coach to the winning side today, speaking to us about this match. Now, joining me will be Coach Herman Lindveld, head coach of Montego United. Coach Herman, thank you for joining us today. Seems like Lady Luck just was not on your side today. Speak to us about the game. No excuses. The better team won. We always knew that it's going to be a tough game. I think Kudus had a tough draw in the beginning traveling, so I think they've got a 4 or 5 games that they're going to play here, so we always knew we had to be 100% to beat them here, and on the day no excuses. They're the better team, and well done to them, and all the best for the rest of their season. Now, Coach Herman, we saw that the United side was struggling a little bit with the line-outs today. What do you think went wrong there? I think the major factor were we were behind
they started with a bang. First minute they scored a try. I think it was, if I'm not mistaken, 25 or 32 for North the first 20 minutes. So for any team to recover from that, we knew it's going to be a hard day at the office. I'm very proud of my players, how they returned. I think at the end there were 15 points in it. But the lineouts, the wind is a factor. As I saw, lineouts, our scrum got better. I think that first 20 minutes we couldn't stop their momentum. The big ball carriers, we always knew that if they could go behind our defense line, that we're going to be in trouble, and that's exactly what happened. So we had our plans. As I said on the day, it didn't work out for us, but we will go back to the drawing board. I think this is our second game that we lost. We still have Grootfontein there. I think then we have UNAM weekend off, then UNAM. So there's 5 teams, according to me, in the Premier League now that can still go through to the final rounds, and there's 5 teams that can win the Premier League this year. So I think the teams are very close to each other. Brilliant teams, maybe like our back line, I think did well today. The back 3, our forwards didn't do that well, but that's it. No excuses. Coach Herman, before we let you go, maybe talk to us about what you think you can take from this match leading up to securing a spot in the final. Yeah, I think every loss, and especially a loss like this, it teaches you character. So somewhere in the season, there's going to be days that it's going to work out for you. So obviously there's tactical stuff that we have to look at, but we'll have to learn out of this that when you're behind 21 North, the game is not over, and I think we did it really well to come back, but character is the things. Sometimes you have to roll up the sleeves and just work hard. So that will be the main thing, is it tested our character. It's a lot of young guys. I think a lot of them haven't been in this position before, but that's good. A loss always brings you down to the ground. It keeps you humble. So we're humble. We were beaten by a better team, but we will learn out of that. Coach Ja, daar het ons ook gehoor van Herman Lindveld van Montego United, die afrigter daar wat bietjie ons insig gegee het oor rugby onder die jonger gare. Maar nou gaan ons net vlugteliks kyk na die puntestand op die oomblik. Daar is dit, ons sien FNB Wanderers 1, hulle is bo, alhoewel hulle nou eers 9 wedstryde gespeel. En net na hulle FNB Grootfontein, Montego United is daar derde, gevolg deur die Kudus, UNAM, FNB Rehoboth, Dolphin 1, Rio Falcon 1 en op nommer 9 is FNB Western Suburbs. Verder sal ons sien dat Kudus het oorwinning aangeteken teen United 1, Rehoboth 1 het ook gewen teen Dolphin 1, Wanderers 1, dis dan die wedstryd wat ons gesien het, 33-31 vir Grootfontein 1 oorwin, en Western Suburbs 1 het verloor, nogal met 'n groot telling teenoor Rio Falcon 1, 61-26. Daar is ook die onder 19 Premier League, ons sien WAP 1 is in eerste plek, OK Berra is nommer 2, en Windhoek Gymnasium 1 is in derde plek. Dit dan al wat ons vandag vir u het hier op Klets Kompas vanaf myself, Okito Greig en Soraya Mentor hier in die ateljee, my tegniese beampte, sê ons vir julle baie dankie dat julle by ons aangesluit het en voorspoed vir hierdie nuwe week, alles wat mooi is, tot ons weer by mekaar kan kom en lekker saam kan klets op Klets Kompas. Tot ziens.